Goeiemôre aan die wat my nie ken nie. My naam is Eileen Hatting en dit is my so voorreg om vanoggend hier te staan. Maar buiten dit alles, as die Here praat en dit waar jy wil praat, kom so in lyn met mekaar, dan is dit nog 'n groter voorreg. Ek wil graag begin met 'n dingetjie wat vir my nogal baie na in my hart is. En wanneer iemand vir jou vra, wat is jou identifikasie? Dan haal ons een van die uit, jou paspoort of jou ID. Nou, jou paspoort, as soos ons wat nou al baie Namibië toe gegaan het, en jou ID-dokument wat wys waar jy vandaan kom. En met die, as hulle deur hom te scan, kan hulle sien, daar's 'n hele rits dingetjies. Wat is jou naam, jou van, wat se land jy gebore is, wanneer jy gebore is, en wat se geslag jy is, en so weet hulle binne sekondes baie van jou. Soms gee ons by sekere plekke net jou ID-nommer, en hulle het al klaar 'n hele profiel van jou opgestel, van jou identiteit. En ek wil u en myself vandag afvra, weet u en ek, wat is ons identiteit in Christus? Weet ons, dat ons as 'n oorspronklike meesterstuk geskep is, fyn geweef in ons moederskoot, deur die meester van al die meesters. Weet ons dat sy vingerafdruk in ons elkeen gesien kan word. Hoekom leef ons so maklik as 'n kopie van wie die Here ons eintlik geskape het? God het ons as sy tempel gemaak. En ek het bietjie gaan nalees in Wikipedia, dan die Google, hulle weet altyd alles. En sy het dit beskryf as 'n struktuur wat vir godsdienstige of spirituele bedrywighede soos gebedes en offerandes gebruik word. Net deur hierdie beskrywing weet ons dadelik presies wat ons hemelse Vader se opdrag van ons is. Ons kan in die Here se woord van soveel plekke lees waar iemand hulle hele identiteit in Christus uitgeleef het, en dan ook waar iemand dit nie gedoen het nie. Ek wil hê julle moet saam met my lees van iemand wat nie hul identiteit in Christus uitgeleef het, soos wat hy van die begin af vir hulle beplan het nie. Tot sy die een ontmoet het, wat haar wêreld kom verander het. Johannes 4 vers 7 tot 9. Johannes 4 vers 7 tot 9. Ons gaan die hele gedeelte van Johannes 4 lees, so ons kan maar daar bly. Ekskuus. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Sy het altyd alleen kom water skep, omdat mense al 'n identiteitslabel om haar gehang het. Sy was gesien as iemand met wie ander nie regtig wou meng nie. Sy was verstoot, eensaam en verwerp. Ons sien hier hoe sy met haar natuurlike redenasie oor 'n Jood teenoor 'n Samaritaanse vrou verbaas was dat Jesus met haar praat. Hier in die volgende vers kom haar aha-oomblik wat haar storie werklik begin. Johannes 4 vers 10 tot 14. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geweet het en wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sal vir jou die lewende water gee. Is dit nie soos die Here ons vanoggend ontmoet het waar ons is nie, met sy lewende water? Hier bied hy vir haar op die plek waar sy is aan, wat hy vanoggend vir ons kom aanbied het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep.
Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die aaklige ou label van verwronge, vuil en stikkende identiteit wil Jesus van haar kom afwas. Haar oë open om die ware, skoon en vernuwe identiteit weer in haar na vore te bring. Die persoon wie God die Vader haar geskape het om te wees. 'n tempel wat hy deur die lewende water wil kom skoon was. Sy was baie desperaat om nie weer op daai eensame ou paadjie met haar swaar kruike te moes ronddra. Vra sy hom in vers 15, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry. En hier hoef te kom skep nie. Baie natuurlik, nog nie tot die besef gekom van die dieper bedoeling nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Is dit nie so besonders nie? Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Dadelik begin haar natuurlike gees bewus raak van Jesus se almag waarmee sy nou te doen het. Jesus wys vir haar in vers 23 en 24 wat 'n tempel van God moet doen. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Hier was 2 woorde wat vir my baie kardinaal in gebed is. In gees bid en in waarheid bid. Wat 'n kosbare lesie. Toe sy antwoord het, het Jesus haar dadelik gewys dat sy het die waarheid gepraat. En hier bevestig hy dit deur die skrif. Dan breek die oomblik aan wat sy tot die egtheid kom en haar oë geopen word. Ek kan my net voorstel dat haar hart uit haar bors uit wou spring. Want hier is iemand wat met haar praat, 'n Joodse man, haar ken en haar tot nou toe nog nie verwerp het nie. Vers 25. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. En hier is die oomblik wat alles verander. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het die disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang u? Of waarom spreek jy met haar? Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom, kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Ek kan net dink dat haar gelaat, haar wese als in 'n oogwink moes verander het. Want skielik was die verwerpte, verstote vrou iemand waarna die mense geluister het. Die Here het haar label om haar kom afhaal en haar oë gefestig op hom. Is dit nie wonderlik as ons weet dat die Here in sy almag deur die woord van waarheid die leuns van die vyand kan wegbreek oor ons en sy vingerafdruk op ons plaas en sê, ek het jou by jou naam genoem, jy is myne.
Ons kan deur die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, saam met Paulus bid, soos in Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Die vyand is 'n aanklaer. Hy vertel jou alles wat jy al die jare gedoen het, maar hy laat een gedeeltjie uit. Dit als is dinge waarvan die Here Jesus Christus jou vrygekoop het met sy kosbare bloed, toe hy gesterf het aan die kruishout van Golgotha. Die vyand wil hê ons moet leef in die teleurstelling van die Here se dood. Maar ons mag, nee, eintlik moet ons in die waarheid lewe dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, opgevaar het, die kosbare Heilige Gees vir ons agtergelaat het en nou sit aan die regterhand van sy Vader. Ons kan onsself afvra, het ek al ooit so ontmoeting soos die vrou by die put gehad met Christus? En weet ek wie Christus nou vir my is? Ek het 'n verhaaltjie gehoor waar 'n afslaer besig was by 'n veiling. Die heel laaste item op die lysie was 'n ou verweerde, gehawende viool. Was vol stof en hy was vuil. Die afslaer was nie baie hoopvol nie en het maar so traag begin. Wie gee my $1? Miskien 2. Vir 'n viool is dit 'n goeie prys. Het sy stem deur die vertrek weer klink. Maar daar was geen persoon wat belang gestel het om enigstens die bod te aanvaar nie. Skielik het 'n ou man wat heel agter in die vertrek gesit het, stadig na voor begin loop. Hy was 'n goed bejaarde man. Hy het stil voor almal die viool van die tafel afgeneem, die stoffies afgeskit, aan die snare begin stel en saggies begin speel. Die melodie was so soet, die hele trek was gevul met hierdie ongelooflike harmonieuse klank uit die ou verwronge viool. Toe hy klaar is, het hy die viool weer netjies op die tafeltjie neergesit en stadig terugbeweeg na waar hy gesit het. Dit was stoepstil. Niemand wou daai harmonieuse atmosfeer breek nie. En met 'n groot oorwinnende stem het die afslaer daai stilte gebreek met 'n glimlag op sy gesig. Wie gee my $1000? Wie gee my 2000? Van die mense was verslae oor die verskielike verandering in die pot en het navraag gedoen by die afslaer. Met 'n glimlag het hy geantwoord. It was the touch of the master's hand. Die verhaaltjie het vir my die vrou by die put so kom bevestig. Sy was hierdie ou verslete viool. Haar waarde was vir mense so gering. Maar toe sy die een ontmoet, by die put wat haar lewe kom verander het, kon sy luidkeels uitroep, It was the touch of the master's hand. Ons hou nie altyd daarvan as die Here kom en die stof van ons ou verkeerde dade afskud, of van ons snare van ons slegte gewoontes stel nie. Maar is nodig om die ware identiteit van Christus te kan uitdra, sodat ons, soos die Engelse mense sê, 'n bietjie 'n tune-up kry. Ons wil offerandes bring aan die lewende God in ons tempel. En dus moet hierdie harmonie van ons offer 'n vertrek kan stil maak tot eer van die Here. Die identiteit van Christus moet in ons gesien kan word. Die verhaal van die viool en van die vrou by die put was my so sinoniem en het my net laat besef, ons is niks sonder die Meester Jesus Christus nie. Sy aanraking en sy vingerafdruk in ons lewe. Die Here het sy asem in ons geblaas
ons is na sy beeld geskape. Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur om ons te leer en te lei. En die belangrike woord wat ons nou gehoor het, hier is in alle waarheid. Johannes 16 vers 13, as jy dit wou gaan nalees. Kan ons ook as iemand vra wie ons is, met oorgawe ons ID uithaal, of ons paspoort en sê, ek is Eileen Hatting, bloedgewaste dogter van die lewende God, erfgenaam van die koning van alle konings. Hy ken my naam, hy het my op my naam geroep en ek is syne. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. As julle kyk na die blaadjie wat ek vir julle uitgedeel het, sal julle sien, dis nie slegs net lyntjies van 'n vingerafdruk nie. Maar as julle onder begin en boontoe opbeweeg, is dit die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, wat handel oor ons identiteit in Christus. Gaan lees dit gerus by die huis. Ek wil myself dit aanleer om versie vir versie te probeer memoriseer, om te dink as iemand jou iets vra, kan jy hulle die hele Bybel opsê en jy weet hoekom jy dit kan opsê. En vir daai dae wat jy dalk twyfel in wie jy is in Christus, kan jy die vyand met die vingerafdruk van God aanval. Ek wil sluit met 'n gebed. Jy kan net die oë toemaak en net saggies sit en luister. Here, ek wil met my gees, my siel en my emosies u identiteit uitleef. Ek wil die meesterstuk wees wat u my geroep het van die begin af om te wees. U maak nie foute nie, al vertel die vyand ons gedurig dat ons nie waardig is nie. Ek wil my ou kruike van menslike opinies oor my by die put los en in u oorwinnende waarheid wil ek huppel en spring. U het vir my gesterf dat ek mag leef. Wat 'n voorreg om te weet, nou lewe u in my. Hoe ek voel is nie wie ek is nie. Dis 'n halwe waarheid van die vyand, maar ons weet 'n halwe waarheid is 'n volslae leuen. By my tekorte is u so groot en u kom my swakhede te hulp. Ek weet u sal my nie begewe of verlaat nie en daarin rus ek. U is die meester wat my 'n oorspronklike meesterstuk gemaak het. Help my dat ek nie in 'n kopie wil leef van my werklike waarde nie, want ek was to die for. Dankie dat ek my identiteit in u kan ken en kan weet. U leef in my en u leef deur my. Amen.